is die boodskappen van Christus. Dan verteenwoordig ek Jesus Christus. Amen. Dat as die Bybel wat vir my sê, dat die Here gaan kom haal, en hy gaan kom hier haal net hoe dat sinne is. Een mens kan nie deur siel gaan, een mens kan nie deur gees gaan, maar die woorde wat is een volle wereld iemand te bekend. So ver as wat die beste van die toestaan geskryf, so ver wat God ons sonde geskryf. Hy sien dit nie meer raak, het is een nuwe skeps. Alles het niet gekom word, halleluja. Sy het nie meer een verlede nie, want het het niet gekom word. Sy het nie meer geslagsziektes nie, want sy het niet gekom word. Die Bybel sê, dat die hemel en aarde sal voorbij gaan, maar die woord van die Here sal nie voorbij gaan nie. Daai selfde woorde, Here kan bid nie. Ons is uit daai woorde uit as ons geboren. Een wonderwerk het plaasgevind. Hoe wil jy dit verdien? Oh, glory to God. Ek wil vanavond saam met Kraanstad iets deel. Ek wil vanavond saam met iets deel. Die Bybel sê in Genesis 1 vanaf vers 1 dat in die begin het God die hemel en die aarde gemaak. En die aarde was woes en leeg. Dit was onbewoonbaar. Maar die Gees van God het op die diep waters gesweef en God het gesê, laat daar lig wees. Daar was nog altyd duisternis in die straat. Die probleem was nie die duisternis nie. Die probleem was omdat hy nie die lig toelaat in die lewe nie. Daar's altyd duisternis rondom ons. Daar's altyd moord rondom ons. Daar's altyd verkrachtings waiting to happen rondom ons. Maar die rede om ons in die dinge val, as wat ons in die lig kans gee, die rechtvaardige kans gee, om 'n impak te maak in jou lewe nie. Iemand sê een keer, maar Kraanstad is vol probleme. Ek sê ja, allemaal is vol probleme. My huis is vol probleme, maar daar is 'n lig wat skyn in my huis, halleluja. Daar is 'n lig wat skyn in my lewe, en dit is Jesus Christus, die eendag gekom het om die volk van die sondes te verlos. So ja, vanavond in Kraanstad vir my sê, Denver, ek het 'n groot probleme, maar ja, ek weet nie waar ek weer gaan nie. Ek het nie so, ons allemaal gaan deur dinge. Ongelowiges gaan deur dinge. Paulus sê so mooi, ek het die goeie stryd het ek gestry. Die man het 'n stryd gehad wat hy genoem het, dit was goed. Met ander woorde, die stryd was daar, maar hy het genoem, dit is 'n goeie ding, dat ek het weer gaan, want as ek het weer kom, dan gaan ek 'n getuienis wees vir die res van die wêreld. As ek weer drags kom doen, dan gaan ek 'n getuienis wees vir Kraanstad. As ek weer die verkrachting gekom het, en die Here my deur gedra, as ek weer alle goeders gegaan het, halleluja, en die Here my deur gedra, dan weet ek is 'n getuienis, dit is 'n goeie stryd vir my. Ons het my probleme. Maar God sê vanaand, dit is nie die probleem wat jou jaag nie. Dit is nie die probleem wat sodanig die ding is in jou lewe nie. Dit is omdat hy nie die lig toelaat in jou lewe nie. Laat 'n lig wees vir Kraanstad. Op hierdie oomblik is hier 'n lig wat hier skyn, en aan die ander kant is duisternis. Die vraag is, gaan jy na die lig toe kom, laat jou lewe verander gaan word? Gaan jy na die lig toe kom, as jy uitnodiging kom, sodat God jou kan aanneem, en kan sê dat waarlik waar is 'n kind van my. In die begin, om te dink dat die Here, toe hy die aarde gemaak het, het die Kraanstad hy geweet, dat dit die plek gaan wees wat Kraanstad gaan wees. Hy het geweet wat Kraanstad gaan gaan. Hy het geweet wat in die straatse huise gaan gebeur. Hy het geweet, dit is hoekom hy Jesus Christus gestuur het. Want as hy vir hom aanneem, alhoewel sy probleme het, die Bybel sê dit so mooi, dat in hierdie wêreld sal hulle moeilikheid probeer, maar hou goeie moed, die Here die wêreld al reeds oorwin.
Sabra de Sekronde. Die Here dan reeds die wêreld oorwin. Die Here dan reeds die probleme van hierdie wêreld oorwin. Alhoewel daar probleme in jou huis is, die Here dit oorwin. As hy aan sy kant kom, halleluja, dan kan ons sê dat hy wat binne aan jou is groter en sterker as die probleme wat in Kraanstad is. Hy's groter. As jy nie glo, hy's groter. Luister na die mense se getuienis wat jy net gehoor het. Sonder die Here is alles te vergeefs. Al dood hoeveel mense, luister hier, al dood hoeveel mense, dis nie die probleem nie. Die probleem is dat hy gewoon nog God sterwe. Dat is die probleem. Want die mense weet ons, as ons hierdie man begrawe, ons gaan sy om sy kus, want hy is huis toe. Ons gaan nie weet soos mense wat die hoop het nie. Ons gaan nie huil soos mense wat die hoop het nie. Want die Bybel sê, dat as die laaste trompet gaan blaas, die wat in Christus gesterwe, sal eers opstaan. En ons wat nog lewe, sal die Here aangaan, die lig op. Soos weet want ons gaan. Ons is op besig om kerkie te speel en te wonder of ons hemel toe gaan en of ons hel toe gaan en nie. Ons het net gehoor, daar's 'n pad wat reglyk van die maar die uiteinde daarvan is die dood. Nou die pad wat reglyk vir jou om hemel toe te gaan, as om jou hart vir God te gee, om jou hart vir die Here te gee, om te bely en te kan sê, dat waarlik die Here het neem nie aan vanaand. So duister sal in jou huis wees. En jong mense se lewe, daar sal altyd probleme wees. Maar die enigste plek waar daar die probleme is die hemel. En ons is nog nie daar nie. So ons het 'n stukkie van hemel en hel op die aarde. En heidelik is mense besig om in die hel te gaan en lewe as hel op aarde. Maar jy kan soos ek wees wat sê, halleluja, dat die lyding wat ek nou hier maak, dat kan nie opweeg die heerlikheid wat ons maak nie. Dat kan nie opweeg nie. So die kanker kan nie opweeg. Luister hoor, Rabobo Shatakaya. Die suiker kan nie opweeg die heerlikheid wat vir my wag nie. Die kanker kan nie opweeg die heerlikheid wat my wag nie. Halleluja. Die stryd en probleme wat jy nou as gelowige gaan deurmaak, dat kan nie opweeg die heerlikheid wat vir jou wag nie, my suster. Daar's 'n heerlikheid wat vir jou wag. Daar's 'n heerlike Kraanstad wat vir jou wag. Dit wat jy deurmaak, dit kan nie opweeg die hemel want jy op pad te sien. So ek kan maar die lyding deurgaan as 'n gelowige, come on man. Ek kan maar die pyn deurgaan as 'n gelowige, want ek weet ten minste, as ek doodgaan in die pyn, dan gaan ek hemel toe. Daar is 'n ander wy nie. Vir my is die lewe Christus en die sterwe. Die sterwe is 'n wins vir my. Die sterwe is 'n wins vir my. En hierdie selfde Jesus bied ek vanaand vir jou aan, Kraanstad. Dieselfde God, ek bied dit vanaand vir jou aan. In die naam van Jesus Christus, ek bied dit Jesus aan jou aan. Ek daag jou uit. So experimenteer met drugs, kyk wat die drugs aan jou gaan doen. Experimenteer met nommerskap, kyk wat dit vir jou gebring. Experimenteer met guns, kyk wat dit vir jou gebring. Maar ek sê vir jou, experimenteer met die Here en jou lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. Nooit nie. Experimenteer met hom. Wees verslaafd aan die Here, soos wat jy aan dwelms verslaafd is. Wees verslaafd aan die Here, soos hy aan eentjies verslaafd is. Wees verslaafd aan die Here, soos wat hy aan die pap verslaafd is. En sy sal sien jou lewe sal radikaal verander. Mense sal weet, daar's 'n God wat lewe in Kraanstad, want daardie jong man of jong suster se lewe radikaal verander. Hulle sal weet. Hulle sal weet. Want kyk wat sy nou geëxperimenteer. En kyk wat dit vir gebring. As 'n jong mens, kyk waarmee hy besig en kyk wat dit vir jou gebring. Dan sê ek vir jou, kom na die God van Denver toe. Kom na die God van Nikki toe. Kom na die God van Pastor Harold toe. Kom na die God van Broer Reggie toe. Dan sal jy weet, dis 'n God wat lewe. Dis nie meer die God van Jakob, Isak, Abraham, Here. Dis nie daai God, hy man is te ver. Kom na die God dat my lewe verander het. En ek bewys jou dat jou lewe sal nooit meer dieselfde wees nie. Dis nie speletjie nie. Luister wat ek vandag vir julle sê. Dis nie iets waarmee ek speel nie. Dis nie 'n God wat jy nie kan sien nie. Die
Bybel sê, halleluja, dat Jesus het regtig na die aarde toe gekom. Die Bybel sê dat Jesus het regtig gesterwe. Die Bybel sê Jesus het regtig opgevaar. En hy sal regtig, sal hy weer terugkom. En as hy terugkom, dan kom haal hy net die wat syne is. So ons weet, dat hierdie ding wat ons met besig is, dis nie van bokse opsit en kom preek en kom lekker warm wees nie. Ons is besig om 'n reddingsplan aan jou te gee vanaand. Dis 'n reddingsplan. Dis die ark wat ons aan jou voorstel. En vanaand sê ons, kom in die ark voordat die waters kom. Kom in die ark, my suster, voor die waters kom. Man van God, kom in die ark, kom in die ark. Glory to God, glory to God.